Vergewe jouself. Moenie so hard op jouself wees nie. Ek het al so baie mense ontmoet wat soveel onnodiglike, swaar jukke en laste op hulle self saamdra. Hulle blameer hulle self so erg omdat hulle met die verkeerde persoon getrou het, omdat hulle geskei het, omdat hulle nie 'n beter ouer was vir hulle kind nie, omdat hulle nie harder gewerk het op skool nie, om 'n beter kursus te gaan swat nie, omdat hulle nie goed genoeg finansiëel kan sorg vir hulle huishouding nie, omdat hulle nie genoeg tyd saam met hulle kinders spandeer nie, omdat hulle nie die laaste Moedersdag wat hulle ma nog gelewe het gaan kuier het nie, omdat hulle nie vroeër gegaan het vir daardie mammogram om die kanker vroeër op te tel nie, omdat hulle nie goed genoeg vir hulle geliefdes gesê het ek is lief vir jou nie. Spyt is van die duiwel af en skuldgevoelens is ook van die duiwel af. Ek het nog altyd hierdie teorie dat eintlik is net 5% van ons lewens in ons hande, in ons eie wil, en die res is in God se hande. Net soos die Israeliete wel in Kanaan uitgekom het, dat hulle net langer gevat het. Net soos Jona wel in Nineve gaan preek het en die grootste bekering ooit gehad het. Net soos Josef nie vir Maria gelos het nie. Net soos Paulus vir die heidene gaan preek het en opgehou het om die Christene te vervolg het. Net so het God ook 'n doel met jou lewe. Hy het alreeds jou lewe vir jou uitgewerk. Somstyds vat dit ons net langer om by ons eindbestemming uit te kom. En dis waar die 5% inkom. 'n Fantastiese preek daaroor is van Stephen Furtick, It Had to Happen. Daar verduidelik hy die hele verhaal van Paulus wat gestrand was en skipbreek gelei het op Malta. Dat God vat werklik elke verkeerde ding wat ons gedoen het en draai dit om ten goeie. Hierdie is ook 'n shout-out vir my goeie vriendin Jolandi, wat altyd my so geestelik voed met sulke goeie golden nuggets wat sy uitbring uit haar skatkamer uit. Bring jy al golden nuggets van jou tyd met God vanuit jou skatkamer vir ander mense? Ek sal die link hieronder na die preek plaas. Een van my goeie vriendinne se dogter ry baie ernstig perd. Sy doen show jumping. Maar met al die perdrylesse wat hulle ten duurste betaal, is hulle afrigter 'n Olimpiese perdry afrigter. Hy het al kinders gestuur na die Olimpiese spele. So dis kan ons aflei dat die dogter kry crème de la crème afrigting. Sy kry werklik baie goeie afrigting. Maar met die lesse word hulle geleer hoe om blindelings te ry, hoe om sonder 'n saal te ry, hoe om sonder 'n toom te ry. So alles stutte en stene en krikke, alles wat die perdry makliker maak, word dan weggevat. En dit beloof God ook vir ons, dat hy sal al die stutte en die stene en die krikke van ons al wegvat. En dan, op sekere lesse beveel die afrigter ook vir hulle aan om van die perd af te spring. Terwyl die perd galop, moet die kinders net op 'n onverwagte oomblik van die perd afval of afspring, om te leer hoe om reg te val en te rol sonder dat hulle enige beserings opdoen. Dus, dalk was hierdie episode en seisoen in jou lewe net God se manier om jou te leer hoe om reg te val. Net soos my vriendin se dogter is God besig om 'n wêreldklas Olimpiese atleet van jou te maak. So vergewe jouself vir al daardie foute wat jy gemaak het in die verlede. God laat alles ten goeie uitwerk.